Pinkster, die Heilige Gees, krag, ons het krag nodig, en dit is wat Jesus vir sy disciples gesê het, ek gaan julle nie alleen los nie. Voor hy weggaan, het sê hy vir hulle, julle gaan nie weeskinders wees nie, wow, wat 'n woord. Ek gaan die Heilige Gees stuur, hy bly binne in my, en in jou, en in elke gelowige, elke kind van die Here, en ek gaan hom ook uitstort op julle. Dis wat die Here gesê het. Ons tel ons 50 dae na Paasfees, dan kom ons mos by Pinksterdag uit. 40 dae eers, en toe is Jesus se hemelvaarding, en nog 10 dae, dan is dit Pinkster, soos 50 dae. Die getal 50 beteken eintlik Pinkster. Dis wat die getal beteken, die woord beteken, dis net 'n getal, en dit beteken 50. 50 dae nadat die Jode uit Egipte uitgetrek het, 50 dae daarna het hulle wet ontvang, en daar was vuur op die berg, en die berg het geskit, en toe ons nuwe vrymaking ontvang, toe Jezus gesterf het, die lam van God vir jou en my sondes, 50 dae daarna, toe is daar weer vuur. In die geval van die uitstorting op die berg Sinai, toe hulle die wet ontvang het, toe mag niemand aan die berg geraak het nie, hulle sou gesterf het, en die vuur het op die berg geval, en daar was aardbewings, maar in die geval van Pinkster 50 dae daarna, toe ons nuwe wet ontvang het, dat ons mekaar moet lief hê, toe hy sy Heilige Gees uitstort, toe val het op 120 mense, en hulle word met krag aangedoen, sodat hulle die wêreld kan evangeliseer, en vandag is Christendom die grootste, kan ek het geloof noem, want dit is eintlik mos nie net 'n geloof, dit is mos 'n verhouding met die lewende God, dit is die grootste geloof in die wêreld. Dit het begin by Jesus, sy 12 disciples, 120, 3000 siele daar dieselfde dag nadat die Heilige Gees uitgestort is. Hierdie krag wat God in jou lewe uitstort, het die vermoë om soos 'n veldbrand te versprei. Daar was seker 'n paar 100.000 mense in Jerusalem toe die Pinksterfees gevier is, want hulle het dit nog gevier op die ou manier, hulle het nog gevier van die wet en op die ou manier hoe God in die Ou Testament gesê het, min geweet dat hier 'n nuwe manier gaan kom wat ons vandag vier, Pinksterfees. En toe dit gevier het, was daar seker 'n paar 100.000 mense in Jerusalem, maar op 120 het die vuur geval, 120 het 3000 geword, 5000, en vandag meer, die grootste deel van die wêreldbevolking is gelowiges in hierdie wêreld, so sê die getalle, en 'n wesenlike persentasie van hulle is Heilige Gees gevulde Pinkster mense wat in tale praat. Pinkster bedoel ek mense wat die Heilige Gees inwonend en kragtig deur hulle werk, deur die spreuke van tale of dan nou die gawes van die Gees wat deur hulle werk. Ek het myself 'n vraag afgevra. Wat kan ek doen sodat hierdie krag op my sal sak en op my sal val? Wat kan ek doen? En ek praat met jou oor Pinkster vandag. Wat kan ek doen? Is daar iets wat ek kan doen of nie doen nie, wat ek nie moet doen nie? As ek na Pinksterdag kyk, is dit 'n act of God. As ek na Pinksterdag kyk, dan is dit 'n daad van God om sy Gees op mense uit te stort. Dit voel amper asof jy terugstaan en sê, Here, ek kan niks doen nie. Dis waar in 'n mate, maar dis ook nie waar nie, ons wil tog iets doen. Maar tog is dit 'n act of God. Ek kan wel bid, sê Here, verander my. Ek kan vir die wêreld bid, en ek is seker hulle het gebid op Pinksterdag. Die Bybel sê hulle was eendragtig by mekaar, dis iets wat ek kan doen. Ek kan sorg dat my hart in eenheid is. Ek kan eendragtigheid, ek kan samehorigheid bevorder, gebed, bid en jy sal ontvang. Die Bybel praat rondom die Heilige Gees en Jesus is aan die woord en hy sê, watter vader onder julle sal, as sy kind vir hom 'n brood vra, vir hom 'n klip gee, of 'n eier en vir hom 'n skorpioen gee, watter pa sal so iets doen? Watter pa sal
dit doen, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel nie die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Soos wat stel ek voor? Ek stel voor, kom ons begin te bid. Gebed, die wêreld het gebed nodig, en jy het gebed nodig, en ek het gebed nodig. Wat sal ek dan doen? Ek sal sê, Here, begin by my, stort die Heilige Gees op my uit, en ek sal myself sien as 'n kandidaat op wie God die Heilige Gees kan uitstort. Baie mense sal voel hulle verdien dit nie. Vriend, jy kan dit nie verdien nie. As jy voel jy verdien dit nie, dan is jy op die regte plek om dit te ontvang. Jy verdien dit nie, jy's reg. Maar moenie met jou gedagte van ek verdien dit nie, jouself diskwalifiseer nie, want jy is nie gediskwalifiseer nie. As jy jouself diskwalifiseer, jy is nie gediskwalifiseer nie. God sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Praat met jou oor Pinkster. Wat kan ek doen? Wat kan ek nie doen nie? Ek het hierdie krag nodig. Die wêreld het die krag nodig. Praat met jou daaroor, wat kan jy doen? Jy kan niks doen nie, want God, dis 'n act of God, maar tog kan jy bid en dan jy sal gegee word. Soek, jy sal vind, klop vir jou sal oopgemaak word. Ons kan bid, en ons sien in die Bybel keer op keer dat daar gebid is. En God het sy gees uitgestort. Ek sien dit telke male in Handelinge. Telke male in Handelinge sien ek hoe God sy gees uitgestort is en hoe mense vervul met die Heilige Gees groot dinge vir die Here gedoen het. Kom ek lees vir jou dan een van hierdie verse, hoe hulle gebid het. Die Bybel sê in Handelinge 4, dat hulle gebid het. Ek wil vir jou sê, die wêreld gaan verander word terwyl jy bid. Handelinge 4 sê dit so, toe hulle in die moeilikheid was, toe hulle dreigemente ontvang het, toe hulle probleme gehad het, toe daar hulle gesê, julle mag nie meer preek nie. Toe sê Petrus en Johannes, of ons mag of nie, moet julle besluit. Maar wat ons betref, ons kan nie stil bly nie, en hulle het begin bid. 'n eenvoudige gebed. Kom ek lees vir jou hulle gebed, net miskien die laaste 2 verse van hulle gebed, dit is seker maar 4-5 verse lang, maar kom ek lees die laaste vers of 2 vir jou. En nou Here, let op hulle dreigemente, dis wat Petrus, Johannes en hulle vriende bid, let op hulle dreigemente, gee aan die diensknegte om met vrymoedigheid, met ander woorde met boldness, u woord te praat. Dis wat hulle nou bid, hulle sê, Here, ons gaan nie stil bly nie, gee vir ons boldness, en hulle sê, Here, steek jy hand uit, en doen genesings, doen asseblief wonders, en tekens, in die naam van Jesus. En toe hulle gebid het, ja, jy's reg, toe hulle gebid het, jy sien dit vooruit, toe hulle gebid het, sê die Bybel, is die plek geskit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gepraat. Die plek is geskit, die adres is geskit. Baie mense het 'n probleem met 'n adres deur te sê, ag, ek is maar by my huis. Nee, hierdie mense het saam gebid. Dis die volgende punt van, wat kan ek doen? Ek kan eenheid bevorder. Ons kan by mekaar kom wanneer ons bid. Wanneer ek kyk na herlewings oor die geskiedenis, dan het mense by mekaar gekom en hulle het gebid. Ek in my klein hoekie, en jy in jou, nee, dis nie waar nie. Saam, eendragtig. Die Bybel sê, en hulle het by mekaar gekom, toe Petrus hulle gedreig was, en oor 'n wonderwerk wat gebeur het, toe het hulle by mekaar gekom, toe hulle dit hoor. Die Bybel sê, Petrus hulle het die volgende toe gedoen, toe hulle losgelaat is, nadat hulle losgelaat is, het hulle na hulle eie mense gaan, en hulle alles vertel. Jy moet eie mense hê. En toe het hulle, die volgende vers sê, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig, die woordjie eenheid. Jy moet in eenheid kom, saam met jou gesin. En as jy nie jou gesin het nie, dan moet jy saam met jou kerkmense, soos jou gesin, en dan moet jy eenheid verder vat na die kerkmense. Toe hulle dit gehoor het, toe Petrus hulle hierdie dreigemente gekry het, alles wat hulle gehoor het, het hulle na hulle eie mense gegaan. Jy moet eie mense, jy moet 'n kerkfamilie hê. Maar die volgende woord is eenheid. Dis wat op Pinksterdag gebeur. Die Bybel sê hulle was almal eendragtig by mekaar. Eendragtig. Ek praat net met jou oor 3 dinge, 3 punte wat jy kan doen. Ek het nou vir jou 2 genoem. Bid. Die volgende ene is eenheid. Wat moet ons bid? Dat God wonderwerke sal doen. Ons moet Pinkster beskerm in ons lewe.
Daar's 'n sekere statistieke wat, baie mense praat oor kerke wat leegloop of wat plateaue het in Europa. Dis nie die waarheid nie. Ja, baie kerke is leeg. Dit is die waarheid. Baie katedrale is leeg, maar niemand kan God se kerk stop nie. Die Bybel sê, die woord van God sê, die hordes van die hel sal dit nie oorweldig nie. Hy sê dit so, ek bou my kerk. God sê, ek bou my kerk. Ek bou my kerk. Dis hoekom die Bybel van hom praat as die boumeester. En ons is medewerkers. God bou sy kerk. En hy sê, niemand, die hordes van die hel sal dit nie oorweldig nie. Niemand kan dit keer nie. Die kerk is deesdae oral. Dit word in skoolsale gehou. Die kerk, mense hier, besigheidsgeboue. Mense hou dit in huise. Is daar kerke wat by mekaar kom, in garages. Is daar kerke. Oral word sale gehuur om kerk in te hou. Die kerk is in selgroepe, in huise, waar mense by mekaar kom. Die kerk is oralster. Weet jy, dis die mense wat nie Pinkster erken nie, wat plateau is. Statistieke sê dat die Pinkstergroeperinge, veral in die suidelike halfrond in Afrika en in die suide van Amerika, die suidelike Amerikas, groei die kerk baie, want dis die dele wat die Pinksterbewegings erken, die meer tradisionele waar hulle sê, nee, ons moet nie die beweging van die Heilige Gees toelaat, die het 'n plateau bereik en het selfs gekrimp. Die Pinkster gedeelte van die kerke wat wonderwerke aanmoedig of wat dit goedkeur of wat dit wil hê, dis die groeperinge wat groei. Wil jy groei in jou lewe hê? Bid dat God se Gees deur jou sal praat, dat dit deur jou sal beweeg. Bid. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, die adres, want hulle was by 'n adres. Jy kan nie net in jou hoekie sit nie, jy moet by 'n adres wees, by 'n plek waar jy by jou eie mense is. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Dan 'n laaste ene, nog 'n punt. Ja, kom ons bly by hierdie 2 punte vereers. Bid en eenheid. Eenheid beteken nie, ek lyk dieselfde as die persoon langs my, of ek trek dieselfde aan, of ek dink, of ek hou van dieselfde kos nie, of ek ry dieselfde kar nie. Eenheid beteken in my hart, laat ek nie veroordeling teenoor my broer toe nie. Iemand gaan anders dink as jy, en jy moet jou hart skoon hou. Eenheid begin nie by die ander mense nie, dit begin by my, en by jou wat hierdie woord luister, dit begin by jou eerste, en dan by die ander mense. Eenheid begin deur seker te maak, dat ek niks teen ander mense het nie, dat ek my medemens vergewe. God stel eenheid so hoog, en so belangrik, hy ag dit so hoog, dat hy sê, as jy jou offer na die altaar bring, met ander woorde jou aanbidding, jou dankies, selfs jou, wat jy ook al vir God gee, as jy jou offer na die altaar bring, en dat jou daarby val, dat jou broer iets teen jou het, gaan, laat staan jou offer, dan los jou aanbidding, los dit wat jy vir God wil gee, ga na jou broer, en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan en bring jou offer na die altaar. God stel eenheid so hoog, dat hy sê, los jou offerhande. Baie mense is besig om vandag te preek, dis 'n offer aan God, maar God sê, wat van jou broer, waar is jou broer? Josef, wat 'n tipe van Christus is, sê vir sy broers, julle sal my aangesig nie sien, as julle jonger broer Benjamin nie by julle is nie. Ons moet ons broer gaan haal, of ons moet ten minste sorg dat in ons hart geen veroordeling teen ons broer is nie. Jy moet jou broer vergewe het. Praat met jou oor herlewing, en ek praat oor met jou oor die krag van die Heilige Gees. Jy kan niks doen om dit te kry nie. It's an act of God. Maar ons kan daarom bid, né? Ons kan daarin bid, ons kan dit nie verdien nie, jy's reg, jy kwalifiseer nie daarvoor nie, maar jy's ook nie gediskwalifiseer nie. Want God het jou nie gediskwalifiseer nie. Hy sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Nie net op geleerdes nie, ook nie net op ongeleerdes nie. Dis net baie keer interessant, dat mense wat minder staat maak op intelligensie is meer vatbaar, wil het vir my lyk, want hulle word soos kinders. Wil ons nie maar soos kinders word, en nie met redenasies kom nie, en sê, Here, ek is deel van alle vlees, en ek gaan bid. Ek gaan bid, dat U by my begin. Ek wil hê jy moet vandag, terwyl jy na hierdie woord luister, jouself sien, en sien jouself as 'n kandidaat vir 'n wonderwerk.
Sien jouself, as jy sien daar's foute, ek sien in my gees hoe iemand nou gesê het, ek sien 'n dame voor my terwyl ek het sê, jy is nie 'n jong dame nie, en ek sien jou sit op 'n stoel, en ek sien terwyl ek het sê, en jy kan my maar kontak op my persoonlike nommer wat op die skerm is, ek sien hoe jy sê, ag nee, ek kwalifiseer nie, ek het dit gesien, jy het jou kop so geskit, ek kwalifiseer nie, dis net daar waar jy die fout maak, jy is reg, jy kwalifiseer nie, maar jy is ook nie gediskwalifiseer nie. God praat met jou, ja, ek weet wat ek gesien het nou, ek het jou gesien sit daar op jou bank, jy het jou kop so gedraai, en jy het gesê ek kwalifiseer nie, dis reg, jy kwalifiseer nie, maar jy is ook nie gediskwalifiseer nie. Niemand kwalifiseer nie, Petrus het nie gekwalifiseer nie, niemand kwalifiseer nie, maar almal kwalifiseer ook, want God sê ek sal dit op alle vlees uitsorg, en jy wat nou gesê het, dame, jy kwalifiseer, as God sê jy kwalifiseer, en God sê alle vlees, soos ja, wat kan ek doen, ek kan bid, ek kan sê, Here, ek wil soos die disciples op Pinksterdag eendragtig by mekaar kom, ek wil soos Petrus en Johannes na my eie mense gaan, ja, hoekom het jy nie eie mense nie? Want jy het nie eenheid in jou hart nie, dis hoekom jy nie eie mense het nie, as jy eenheid het, sal jy eie mense hê, en wanneer 'n mens eie mense het, beteken dit jy het eenheid. Eie mense, jy moet sorg dat jy jouself in 'n groep sit. En hoekom sit jy jouself nie in 'n groepie? Want jy vind fout met hulle, jy het nie eenheid nie. Jy vind, daar's probleme met ander mense. Jy hou nie van hulle nie. Weet jy, as gelowige, is ek baie met my hart besig. Ek is meer met my besig as wat ek met ander mense besig is. Ek sê meer, Here, ek moet verander. Moenie so na my kyk en dink, daar's nie werk in my nie. Ek is onder konstruksie. Ek sê dit nie met een of ander bymotiewe nie. Ek is onder konstruksie, maar weet jy wat, jy ook. Stel jouself beskikbaar en sê, Here, verander. Change my heart. Ek wil nie hardkoppig wees nie, ek wil nie eiesinnig wees nie. Ek gaan die minste, ek gaan sê ek is jammer. Al is dit iemand wat vir jou werk, in die tuin of in die kombuis. As jy verkeerd was, as die gees jou oortuig, sê jy, ek is jammer. Begin die eenheid in jou lewe te herstel. Ek praat net met jou oor 2 gedagtes rondom Pinkster. Ek praat net oor Pinkster. 2 gedagtes. Eintlik, by eerste gedagte is eintlik, jy kan dit nie verdien nie. Jy's reg, dame. Jy is reg. Jy kan nie, maar jy's ook nie gediskwalifiseer nie. En dan 2 gedagtes rondom dit bid. Bid daarvoor, bid, en sien jouself as die kandidaat, en dan sê jy ook, Here, ek wil in eenheid by mekaar kom, by my eie mense, ek wil weer kerk toe gaan, al doen hulle dit, al doen hulle wat, al doen hulle dit nie soos wat ek dink dit moet gedoen word nie, net solank jy voel, dis 'n woordverkondigende gemeente, dis 'n gemeente wat aanbid, en God groot maak, dis mense wat die Here wil dien, al maak hulle foute, ag, almal is nie volmaak soos jy daar volmaak is nie, maar vriend, omdat jy nie in eenheid is jy ook nie volmaak nie, en ek wil hê die krag moet op jou sak. Nou die statistieke sê dat van al die gelowiges in die wêreld, is maar 27% van al die gelowiges, onthou, daar's verskillende gelowiges wat as Christene erken word, tot die katholieke word in statistieke, of nee, ek wil nie sê tot die katholieke, kom ek sê, rephrase, katholieke word as gelowiges erken, protestante word as gelowiges erken, wat die teenoorgestelde, wat groeperinge betref is. Van al die mense wat sê ek is 'n Christen, gelowige, is 27% van hulle charismaties en Pinkster. 27%, daardie persentasie is heeltyd besig om te groei, om heeltyd 'n groter wordende persentasie te word. 27%, ek meen 150 jaar terug was daar nie eens 'n gedagte soos 'n charismatiese Pinkster gelowige nie. In hierdie laaste 100 bietjie jaar het dit van 0,00001% gegroei tot 27%. Die ander gedeelte is besig om te krimp, en hierdie persentasie van Pinkster, charismatiese gelowiges, is besig om baie te groei. As jy hoor van kerke wat krimp, is dit die ander groepering. Hoekom sê ek dit vir jou? Ek wil hê jy moet groei. Sê Heilige Gees, waar kan ek jy meer toelaat?
Ek gaan meer bid vir die uitstorting. Ek gaan meer eenheid bewerk. Ek gaan 'n kragtige Christen word wat nie kan stil bly nie. Ek sien myself as 'n kandidaat. Kom aan, sien dit. Ek bid vir jou. Vader, ek sien myself as 'n kandidaat. Kom, bid saam met my. En ek bid vir jou. Vader, ek sien daai persoon wat sê ek kwalifiseer nie. Ek sien daai persoon as 'n kandidaat. Miskien sê daai persoon, maar ek gebruik nog iets wat ek nie moet gebruik nie. Miskien sê daai persoon, maar ek doen nog iets wat ek nie moet doen nie. Dis 'n kandidaat vir 'n invulling van die Heilige Gees, want jy kan nie krag hê om te oorwin as jy nie krag het nie. Jy kan nie oorwin as jy nie krag het nie. Ek sien daai dame wat haar kop geskit het. Dame, jy kan my maar kontak, ek gaan vir jou bid. Ek sien daai dame. God sê, jy kwalifiseer in my oë. Dankie Here, dat ons kwalifiseer. Amen, ek hoop en ek glo. Ek weet eintlik jy het hierdie woord geniet. Ek wil jou uitnooi om by ons universiteit in te skryf, Bible Keys University, sodat jy toegerus kan word om 'n lewensveranderende werktuig in God se hande te wees. Kwalifiseer jy om in te skryf? Ja, jy kwalifiseer. Jy hoef nie geleerd te wees om in te skryf nie. Jy kan 80 jaar oud wees en jy kan 70, 60, 50, 40, 30, 20 jaar oud wees. Jy kan selfs op skool nog wees en inskryf, sodat jy toegerus kan word om vir God iets te doen. Beraader, pastoor, evangelis, sendingwerker, of om jou Bybel beter te kan uitlei vir jouself en vir ander mense, om duiwels uit te dryf en vele meer. Stuur vir my daar die WhatsApp met die woord inligtingsblad en ek WhatsApp het vir jou en jy skryf in en jy word 'n medewerker. Of as jy iemand wil borg om in hierdie groot projek deel te wees, en WhatsApp jy vir my die woord borg. En jy word 'n medewerker wat ook, behalwe dat jy inskryf, betrokke raak om iemand anders te help, om homself toe te rus. Dit gaan, in die kerk gaan dit oor samewerking, en ek seën jou in die naam van Jesus. Kan nie wag om weer van jou te hoor nie. Love you all. Bye.